Goeiemôre, ek groet jou vanmôre op hierdie donderdag, die 20ste van Maart in die wonderlike naam van Jesus. Jy weet een ding wat ons vir onsself baie duidelik moet uitmaak, is dat God is nie ons opponent nie. God is nie ons vyand nie. En baie kere is ons verward, of word ons juist verward deur die vyand in moeilike tye, of in swaar tye, of wanneer iets onverwags gebeur met ons, wat ons nie weet waarom en hoekom dit gebeur nie, dan wil die vyand ons maak glo, is dat die Here is nou teen ons, en die Here is kwaad vir ons, en die Here is nou besig om ons op 'n hardhandige manier uit te sorteer. Dit is nie die waarheid nie. Ons moet vandag en elke dag van hierdie dag af ons hart oortuig van die feit dat God is vir jou en nie teen jou nie. Hy is saam met jou in die stryd. Hy is saam met jou in die situasie. Hoor hierdie bemoedigende woorde wat ons vind in Romeine die 8ste hoofstuk. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? In vers 31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterkant van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Wees vanmôre oortuig van die feit dat daar niks in die wêreld is wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Juis in jou moeilike omstandighede, juis in jou uitdagende situasie, is hy 'n God wat daar is om jou te help. Is hy 'n God wat daar is om vir jou deur te kom? Is hy nie besig het hy nie 'n posisie ingeneem teen jou as sy kind nie, maar sy oë is op jou gefestig om jou en my te help in ons krisisuur, in ons moeilike tyd. Psalm 46:1 sê in die Amplified Bible, God is our refuge and strength, mighty and impenetrable to temptation, a very present and well-proved help in trouble. Is dit nie mooi? Ek lees dit weer. God is our refuge and strength, mighty and impenetrable to temptation, a very present and well-proved help in times of trouble. So God is aan ons kant, God is aan my kant, God is aan jou kant. Hy is al die pad vir ons, in die storm, in die moeilike situasie, in die krisisuur is hy saam met jou. Hy het gesê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is saam met jou in die situasie, net soos Jesus saam met die disippels in die skei was toe die storm gewoed het, is God saam met jou, om jou te help, om jou te ondersteun, om daar vir jou te wees, om vir jou uitkoms te gee, en jou te lei in oorwinning uit die situasie uit. So moet nooit ooit toelaat dat enigiets vir jou vertel dat God is teen jou en God is daarop uit om jou skade te berokken nie. Hy sê in Johannes 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Vader, wat 'n vreugde vanmôre in ons hart om net te besef, al gaan ons deur verdrukkinge, al gaan ons deur moeilike tye, al maak dinge nie vir ons sin nie, ons hou die hand van Jesus vas. Ons hou die hand van Jesus vas. Ons oë is op hom gefokus, nie op die storm vandag nie. Ons oë is gefokus op hom, wat die mag het oor die wind en die storm. Hy lei ons deur in triomf. Here, help dat ons nooit gedagtes sal toelaat wat ons probeer oortuig dat U daarop uit is om ons skade te berokken nie. Op U daarop uit is om ons oor die kole te trek en ons te vernietig en ons te onderdruk nie. Nee,
Here, U is juist daar. U is soos 'n vader, sy seun lei en leer, so U vat U ons. U sit ons op U knie en U deel met ons soos 'n vader met sy seun. Dankie vir U ontfermende liefde, U genade tot ons in hierdie dag, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geseënde dag van elkeen van U, die Here seën.